Sê toe, of jy sê dank dat jy die tyd gevat het om hier te wees. Tyd uit te koop uit 'n besige dag. Ek weet almal is besig. Almal het goed om te doen en ek wil vir jou sê, soos William gesê het, dit wat jy vandag kry, die mate, die vlak, die intensiteit daarvan hang 100% van jou af. Want die woord beloof ons, waar ons in eenheid is, he commands a blessing. En waar ons is hy. Amen. Het gaan nie oor 'n gebou nie, gaan oor 'n dak nie, gaan oor sound nie, gaan oor niks nie. Ons is die draers in sy teenwoordigheid. En dis op daai noot, hulle het my toe ek nou vra, is daar 'n tema of iets wat ons moet na kyk of voorberei. Toe sê hulle vir my, ek moet oor die koninkryk praat. En toe ek gaan afsonder en stil raak, toe trek hy Heilige Gees my hand by die kop en hy sê, "Jigga right, baba." Ons praat nie daaroor nie. En die vraag wat die Here my vra, wat ek aan julle rig, wat glo jy? Dramatic pause, wat jy kan dink. Wat glo jy? Weet ons almal hier is in 'n kerk, groot geword in kerk, ons is prys Here bevoorreg om in 'n godvreesende, semi-godvreesende land of ons milieu groot te word. Ons almal het toegang tot dit, ons almal het toegang tot die woord van die Here. Niemand van ons word gepersecute vir ons faith nie. Niemand kom 4 uur die oggend in jou huis en kom gryp jou Bybel en brand hom nie. Ons is baie bevoorreg. Ons is hier 'n klomp kerke wat teen nie verteenwoordig word. En op grond van dit gaan ek jou vra, wat glo jy? Want ons kan praat oor die koninkryk, ons kan praat oor enige onderwerp. Maar dit is irrelevant tot die feit, of tot die beginsel, of tot die fondasie van wat jy glo. As ek jou vandag in iets kan inpraat, kan hy jou môre uit dit uitpraat. Maak dit vir jou sin. So wat glo jy waaragtig in jou korwese? Ek weet jy gaan my sê Jesus is koning en ek hoor jou. Maar ons gaan 'n bietjie dieper. Glo jy in 'n drie-enige God? Glo jy dat Jesus waaragtig aan die kruis gesterf het vir jou sonde? Glo jy dat die bloed wat daar geloop het genoeg was vir jou? Net op daai vraag. As die bloed van Jesus genoeg was om jou te reinig van alle ongeregtigheid, hoekom lewe jy nog in skuld? Ek wil sommer nou sê, ek vra vergifnis, want ek gaan 'n klomp goed sê, wat jou tent gaan irriteer. Maar ek is nie hier vandag, om vir jou 'n soetsappige boodskap of 'n woord te bring. Ek is 'n boeta soos jy, ek face die wêreld soos jy. En ek weet wat sy realiteite wag vir jou maandag, want ek face hulle ook. En as jy gaan sit die res van jou lewe en godsdiens speel, gaan jy getrap word. Daar's 'n punt wat ons as seuns van God, nie bywoners nie werkers nie, seuns van God moet bereik waar ons oorgee aan sy godheid in ons lewens. En that settles it. Daar's nie 'n maar nie, daar's nie 'n doktrine nie, daar's 'n denominasie argument nie. Die woord van God sê dit oor my, punt. As die bloed van Jesus jou skoon gewas het, van alle ongeregtigheid, past, present and future, hoekom lewe jy in skuld? Hoekom is daai stemmetjie nog so relevant in jou kop van wat jy gedoen het, en hoe jy was en wie jy was? Dis interessant, ek het vir die Pumas rugby gespeel, 'n hele ruk terug, ek sê nou vir Brendan toe ons al staan, ek onthou hoe oud hy is, en ek vra vir hom, ek wil net bevestig, hoe oud is jy? Hy sê nie, hy is 22. Ek het 23 jaar terug in Middelburg gebly, en Karikap rugby gespeel, 23 jaar. Nou kom sê van daai mense onthou my, daai selfe seë, dis nie die seë wat nou hier staan nie. Want ek het gegroei, ek het vrygekom, ek het die woord ontvang, en ek het gereageer op die woord. Amen. So as die woord van God sekere konsepte vir ons verduidelik. Kom ons noem een, finansies.
Finansies. Wat is een van die grootste goed waaroor ons stry in die kerk? Geld. Waarmee sukkel jy die meeste? Geld. Jou konsep oor die 10de, bruto, netto. Ja, maar sien jy wat doen die dominee met die geld? Dit maak nie saak wat hy met die geld doen. Hy gaan rekenskap gee op sy eie. Wat is jou werk? Wat sê die woord moet jy doen? Saai en maai, 10de gee, first fruits. Right, is jy reg, maak vas jou beltbel. Doop. Stap by jou chom, ja, vir ek het jou gesê, is 'n vreemde plek hier. Dan gaan jy praat oor die doop, vreemde goeders. Nee my pellie, wie hier volg nie Jesus nie? Wie hier volg Jesus? Wat beteken die woord Christen? Sê dit harder? Dit beteken ek doen wat Jesus gedoen het. Was Jesus gedoop? So jy met jou besprinkel maniertjies. Ek wil nie trap op iemand nie, ek wil nie trap op ek mag joke, ek was 'n dopper, ek mag joke. Ek het my lisensie om 'n grapie te maak. Ek het nie my wynlisensie gekry nie, ek het nie gekatkeseer nie, prys die Here. Iets so simpel soos dit, die doop. Want die vraag bly staan, wat glo jy? Glo jy dat die woord van God jou finale autoriteit is? As jy nou sê ja, lewe jy volgens daai woord in elke liewe arena. Finansieel, emosioneel, fisies. Ek wil net 'n punt van orde, net 'n punt maak. Ek wil vir jou verduidelik hoekom dit belangrik is om te verstaan wat ek nou vir jou sê. Wie weet wat die eerste sonde was? Praat nie van Adam en Eva nie. Pride het dit gedraai in rebellie. Die koorbeginsel was rebellie. As ek en jy hier sit, en die woord van God is vas, en ons stry oor die doop, stry oor finansies, stry oor vergifnis. Ons noem dit stry, wat is dit? Dis rebellie met wel. Geen om hoe jy dit wil sny nie. Dis rebellie. Want as jy nie volg nie, rebelleer jy. So ek vra jou, ek gaan nou aanbeweeg, ek gaan weer vra. Wat glo jy? Glo jy waaragtig? Daai woord is dit. Ek weet hy's afgewater, ek weet daar's verse uitgehaal, ek weet al daai goeders. Onthou net, jy gaan gejudge word op die kennis wat jy het, op die woord wat jy toegang tot gehad het. God gaan nie vra oor die manuskripts wat daar in die Katolieke kerk weggesteek is in die Vatican nie. Dis onregverdig, God is regverdig. Maar as jy Filippense 4:19 al gelees het, dat God jou behoeftes sal voorsien deur sy rykdom in Christus Jesus. Al jou behoeftes sal voorsien wees. If you lack anything, of God is 'n leienaar, of jy doen dit nie. Want daar's net twee kante tot daai coin. Wie het al gehoor van Billy Graham? Eyster, stem ons op? Okay, ek vertel hierdie storie altyd waar ek praat, want dis my so krities en so awesome, en so oopmakend vir my. Hy was 'n deel van 'n groep van 4 ouens. Hy het 3 pelle gehad. Altyd, hulle was warm, hulle wou goed vir die Here doen, en hulle wou hierdie kampusse gaan doen, en hulle wou dit gaan doen, en dat gaan doen. Nooit dit gaan doen nie, hoekom nie? Want daai 4 bulle het gestry oor die woord. Ja, maar die interpretasie van dit is so, en die bedoeling van dit is so. Jaar in, jaar uit. Nie een ding vir die koninkryk gedoen nie, want ons stry oor die woord. En nou oom Billy, wip sy gat eendag, en hy sê dis so, hy vat sy Bybel, hy stap in 'n woud in. En in daai woud is 'n afgesnyde boomstomp, en hy sit die Bybel so neer, en hy sê, Lord, from today, this is my final authority. I don't care how it interprets, how it sounds, what it feels like, I will do your word. Wie onthou die name van die ander 3?
Hulle stry nou nog, as hulle lewe. Hulle lewe nie meer. Een man wat net gesê het tot hiernatoe en nie verder. Almal sien, ja, hy was geroep en hy was die salwing. Raak mal, Billy Graham is in die huis. Gewone ou soos ek en jy, 10 tone, 10 vingers. Salle challenges, net wat was die verskil? Dis die woord, dis die waarheid, dis die realiteit. En die Here sê vir my, ek moet vir julle Romeine 12:2 lees. Skryf dit asseblief neer, maak 'n nota. Volg in jou Bybel, volg in jou op jou foon. Ek gaan hom vir ons lees in die TPT en ek gaan hom lees in die Amplified. En ek gaan heel waarskynlik baie dramaties klink, want ek wil die punt maak. So, bear with me. Stop imitating the ideals and opinions of the culture around you, but be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. This will empower you to discern God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. Die wêreld se ideale en hoe hulle sê jy moet operate, en God wat na jou kyk en sê, seun, well done. Well done. Lyk dit glamorous, maak dit saak, of hoeveel, wat ook al jy gedoen het, maak enigiets saak, buiten pa wat na jou kyk en smile op sy gezicht en sê, well done boy. Wat anders maak saak? Ek gaan vir ons die Amplified ook lees. And do not be conformed to this world any longer with its superficial values and customs, but be transformed and progressively changed as you mature spiritually by the renewing of your mind, focusing on godly values and ethical attitudes, so that you may prove for yourselves what is the will of God, that which is good and acceptable and perfect in His plan and purpose for you. Waar is die fight, boys? Waar is die fight? Waar is lewe en dood? Tom, Spreuke 18. Maar wat word 'n woord? Gedagte, is ek reg? So hoekom is dit krities belangrik? Om seker te maak dat ek weet wat ek weet, die Bybel sê X oor geld. Die wêreldse ekonomie, match glad nie op nie. Brennan, hy lyk, of hy's 'n slim ou. Hy lyk nie so nie, maar hy's massive slim. Hy het gaan geld swat. Toe sê hy na dit, sy gat, ek gaan voltyds bedien, want dis 'n leuen. So, hy kan vir jou bevestig, dat wat die universiteit hom geleer het oor finansies en geld, glad nie opmatch met die Bybel nie. Hoor jy is. Jy staan daar en die wêreld sê vir jou, dis hoe 'n huwelik moet lyk, maar die woord van God sê, dis hoe my huwelik moet lyk. Die woord van God sê, ek oor opvoeding, die wêreld sê dit. Waar gaan jy staan? Want as jy daai lyn trek en daai keuse maak vandag, môre, wanneer ook al jy in jou hartjie voel, jy wil dit doen. Ek het my keuse gemaak 22 jaar terug. En dis 'n onpopulêre keuse. Gaan lees weer hierdie skrif. Stop imitating the ideals and opinions of the culture around you. Dit is anderste. Jy gaan uitstaan. En dit is fine. Jesus het ook uitgestaan. Die disippels het ook uitgestaan. Maar die oomblik as ek weet, ek glo X en X, hoe gaan hy my van dit afkry? Met sy opinie. Hoe gaan wanneer die uitdagings kom? Want Pelly, as die dominee of die pastoor vir jou sê, geluk, jy het Jesus ontmoet. Smooth sailing. Onttrek jou debit order, kanselleer hom en kry aan 'n kerk, hy lieg vir jou. I am the God of the mountains and of the al loop jy deur die dal van doodskaduwee, ek is. Al loop jy deur die dal van doodskaduwee, daar is daar's goeie tye, bad tye. Maar wat is die kenmerkende verskil van ons God, my pappa, en die res van die moegoes daar buite wat bene in gate lê? Myne lewe, myne is met my. Ek moet net altyd onthou, I was created to be a carrier of His presence.
Ek is nie geskape om jou opinie te wat ook al service nie, om in te pas in jou boksie nie. Ek was geskape om hom te dra. Die oomblik as ek weet wat ek weet, ek glo my doktrine is reg, dan is die fight in jou kop baie makliker. Want as ek geen basis, geen fondasie het nie, dan is dit maklik vir hom om my te weerreed, om te luister na sy storie. Maar die oomblik as ek begin luister, nou gaan ek Dion, nou gaan ek nice wees, ek gaan nou luister na Dion en hy betaal vir die koffie, ek gaan maar sit en luister. Maar so 5 minute in, is al so 2 rooi vlae, wat nie skriftuurlik is nie. Dit klink reg, dis soort van Bybel. Ek hoop hy se battery hou lang. Bless hom. Maar die DB word my nie trip. Hoekom kon Jesus 40 dae in 'n vas in die veld onderskei tussen wat reg en wat nie reg was nie? Want hy het geweet dat hy weet wat reg en verkeerd is. Hy het geweet wat staan in die skrif. En daarom het hy ook die vyand geantwoord, it is written. Daar was nie 'n fight in sy kop nie, because he knew what he knew. En wat het die vyand gedoen? Nie straight up, jy's useless, jy's nie, niks nie. As jy die seun van God is. As jy die seun van God is. Hy het nie een keer Jesus se autoriteit aangevat nie. Hy het sy posisie by God aangevat. Dit wat hy verloor het. Posisie. As jy kan staan, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrydag, week in, week uit, staan in die wete dat jy seun se God is. God se seun is, ekskuus. Daai onmiddellik. Ek wil net kyk of julle die rooi vlaggie sien. As jy kan weet dat jy God se seun is, dat die bloed jou skoon gewas het. Jou naam is geskryf in die boek van die lam van die lewe. Hy is jou bron, hy is jou voorsiener, hy is jou geneesheer, hy is jou redder, hy is jou almag. Dat jou job is nie jou werk, is nie jou bron nie. Dis jou vermoë om te kan saai. Die oomblik as jy jaai klein goedjies uitfigure in jou kop, laat siekte nie van hom af is nie. Dis my journey, broer, ek journey met die Here. Ek het hierdie kondisie gekry en die Here leer my 'n paar goed. Ok, as daai jou konsep van leer is, dan gaan ek huis toe gaan vanmiddag, wanneer ek by die huis kom, en as my laaitjie se bed nie opgemaak is, dan breek ek sy arm. Want ek en hy journey op daai journey. Die kamer is die mekaar, kakebeen af. En dan hoeveel keer het ek vir gesê, maak jou bed op, Joe? Nee, jy sal my laat toesluit. My so jas gee, ter my sal drukkies gee. Ken jy daai jasse? Hoekom sê ons dit van ons pappa? As jou finansies opdroog, die Here leer my iets, Dion. Jy kan dit super heilig maak as jy wil. Die Here leer jou niks. Die Here leer jou niks so nie. Every good and perfect gift comes from Him. En wat is sadistiese, wat is die ander woord? Mal God, aanbid ons as dit so is. Dan moet ons dalk 'n ander God kry. Want hier is die ander realiteit. Ons as seuns van God sit en weet nie eers ons is op teen 'n vyand nie. Onthou, voor die kruis was nog geen konsep van 'n vyand nie. As dit reën, dankie Here. As dit droog is, ons was stout. As die lammeroes mooi is, die Here is happy met my. As almal vrek, ons was weer stout. Wat is jou vyand wat jy face vandag? Is dit God? Is dit jou verlede? Is dit sonde? Nee. Ons is prys God in 'n genadeperiode. Ons is in 'n genadeperiode as gevolg van die kruis van Golgotha. Die bloed van Jesus het ons skoon gewas. Niks wat jy gedoen het, tel punte meer nie. Ek sê nie, hypergrace, nou kan jy mal gaan en gaan hoer en remoer nie. As jy grace verstaan, dryf het jou in afval so ver weg van sonde af, jy sien nie eers meer sonde nie. Die behoefte is weg, want jy verstaan die prys.
maar jy is op teen 'n vyand wat steel, slag en verwoes. En as jy dink hy kan enigiets anders doen, lewe jy in 'n droomwêreld. Dis soos om vir jou wasmasjien te sê, cappuccino, almond milk, 2 sweeteners. Jy gaan so staan vir 'n wasmasjien en kyk, dan niks gaan gebeur nie. It's not within its factory settings. Nou as jy soveel gap vir die vyand los, wat dink jy gaan hy doen? Hy Pelly, lekker bro. So right, hy gaan niks doen nie. Net kom oogie gooi. Neem my pel. Kill, steal, destroy. Hy gaan jou vrou ryp, jou kinders doodmaak, jou geld is gone, jou pelle haat jou. Nee broer, ek journey met die Here, is maar 'n tawwe tyd, ek gaan maar deur hierdie een stoei. My pastoor bid vir my, daar's 'n WhatsApp groepie wat vir my bid. Vers hoeveel? Ek gaan praat oor die kingdom tot môre toe, maar as die basics nie vas is in jou hart nie, gaan jy jou gat sien elke keer, sonder speel. Want jy is op, Efesiërs 6, teen bose magte in die lig. Yes, hy is 'n verslaane vyand. Onthou, die duiwel wat Jesus gefeis het krag gehad, né? Selfe entiteit wat jy feis, net sonder krag. Want voor die kruis het hy krag gehad wat hy by arm gesteel het. Jesus het daai sedels weggevat, toe hy neergedaal het. Vat hy al sy autoriteit weg. Nie 2% sy autoriteit weggevat nie. Alles. Jy feis 'n verslaane vyand, maar hy's flippend skelm. En hy floreer in die grys. Hy floreer in die grys area. So as jy nie vas is, ek gaan nou op 'n pik op jou. As jy nie vas is oor wat jy glo oor finansies nie. En ek kom vandag en ek sê vir jou, ja, Boeta, vers so, Opinie 3 vers 3, Moses 6 vers 8. Ja, daai klink nog as heilig, hè. Ek gaan doen wat hy vir my sê. Nee. Die skrif sê X, die skrif sê X, die skrif sê X. Alles buiten dit, maak jy vir my saak. Ja, maar jy kan nie so narrow-minded wees jy met 2 oë deur 'n sedelgat kyk nie. Jy moet so narrow-minded wees. Want anderster gaan die vyand jou wen. Elke dag van die week. Jy's nie opgewasse vir daai fight nie. Daar is nie eers 'n fight nie. As jou finansies nie in orde is nie, steel iemand. As jou huwelik nie lekker is nie, steel iemand. Of die kettinge te lank. Jy net self uitfigure. 'n Paar van julle sal uit val. As daar siekte in jou huis is, dan is daar 'n deur oop waar die vyand inkom en hy steel, ravage, pillage, kill, steal en destroy. Want van ons weet nie eers, of is nog eers uitgemaak in ons koppe nie, is ek op teen God, of is ek op teen 'n vyand? En God kry die blaam vir goed wat glad nie sy skuld is. Glad nie sy skuld is. Maar weer eens, as ek nie weet wat die waarheid is nie, as ek nie weet wat die skrif sê nie, hoe gaan ek dit fight? Hoe gaan ek dit counter? Wat is die probleem met 'n leuen? Vir iemand wat in 'n leuen lewe. Hulle kom dit nie agter nie. Tot wat gebeur? Tot die waarheid by jou uitkom. Nou wat sê die woord? What will set us free? Prayer? Fasting? Sê dit hartlik. Drink. Die waarheid. Wat's die waarheid? Jesus. Wat is die woord? Dis Jesus in print, my chom. Die woord het vlees geword en onder ons kom woon. So as hy sê jy moet wen, wat moet jy doen? Wen. Ja, maar die van 'n merwe is, chom, dis maar ons lot. Dis daai kant van die spoor. Ek sal van kanonkop af, is maar Stofberg. Ja, dis maar wat is. Vers hoeveel? Help jy ons praat oor groot goed, as die basics nie gesort is nie, chom. Wat glo jy vandag? En hier's 'n paar ouer bulle as ek, en hier's 'n paar jonger bulle as ek. Tande van die tyd, dit kom vir ons almal, maar die realiteit en die vraag is, wat glo jy? Ek was by 'n mannekamp, wie onthou Bambi, mannekampe, om Herman Eis. Is daar, en ek staan voor 'n ou oom, in sy 70's. Woord gebring, gepraat oor
geloof, wat glo ons, wat, jare terug, jong. En hy staan voor my, maar hy vat my hande, sy hande lyk soos padkaarte. Jy kan sien die ou pad gestap, grondpad gekruip agteruit. Hy het hou gevat. En hy sê vir my, ek sit al vir 50, 55, 88 jaar in die kerk. Ek weet nie meer wie ek kan bid nie. Ek weet nie meer wat ek glo nie. Hulle het vir my gelieg. En ek wou vir hom sê, oom, dis maklik om te sê, hy het vir my gelieg. Het jy 'n Bybel gehad? Maklik sê die dominee het weer soos hy gehad gepreek Sondag. Dat die dominee wat, ons kan vinnig vinger wys. Het jy 'n Bybel? Selfe Bybel as ek, my vriend. Selfe Bybel, selfe verse. Ons moet in die woord van God kom en ons moet hierdie goeters begin vasmaak in ons harte. Hoekom? Sodat jy op 'n plek kan kom waar jy Maria is en nie Martha nie. Selfe huis, sissies, hartkondisies dieselfde, albei wil Jesus help, dien en bevredig. Maar een is besig met werke en een is besig om net te verhouding, net te sit. Want die Bybel praat ook van the way that seems right to a man. Ek beloof jou, soos julle hier sit, en ons maak 'n lys van 10 dinge wat Christene moet doen, sal meeste van julle 9, 8, 10 boksies kan tik. Maar weer eens, dis net die werk, dis net die dade. As ek vir Alwyn gesê het, maandag, right Bella, dis die manne wat gesê het, hulle kom, hulle het betaal, of hulle is hier, en julle moes betaal nie, maar jy het gekommit, jy gaan hier wees. Ons sit 'n privaat speler op elkeen van julle se spoor, van maandag af. En hy moet evidence collect, teen jou, dat jy 'n seun van God is. Wie van julle kan ons vandag toesluit? En die sedel wegskiet met 'n ketty, want jy is guilty. Daar's een. Of het jy so 'n bietjie gestruikel hierdie week? Want om die boksies te tik en om die lewe te lewe, daai is die verskil. Ons moet daai goeders kan konsolideer. Maar weer eens, as ek nie weet wat ek glo nie, kan ek rondgelei word aan my neus en enige nonsens glo. Ek het die voorreg gehad om met my kinders te wys. My oupa het so, ek dink daai ding was soos 1.1 ton bees, brahmaanbil in die kamp, in die kraal. Ou, dis net spiere, koil, snot, horings, dit is rof, ou. Niemand klim aan nie. Maar het 'n neusring aan. Wie weet wat 'n neusring doen vir 'n bil? Jom, daar klim so groot, lieg, so groot, 40 kg windkous van 'n Noord-Sotho beeswagter in daai kraal, en ek dog, right, hier kom het, ek haal die foon uit, ek gaan nou sien hoe word hierdie ou gegooi soos 'n waslap. Ek vat hom so stap na hom toe, vat hom so in die neusring trek, om net so, hy bees gaan pop. Al daai power, al daai might, so aan 'n neusring. Het jy 'n godsdiens neusring hier vandag? Het jy 'n tradisie neusring hier vandag? Of sit hier voor my, seuns van 'n lewende God? Amen. Wat glo dat die woord van God hulle finale autoriteit is. Maar dis die vraag, want dis die vraag wat maandag vir jou gevra gaan word deur die wêreld. Dis wat die wêreld jou gaan vra maandag. Glo jy wel? Glo jy waaragtig? Glo jy so dat die duiwel weet jy glo? Of Sondag voor in die kerk, as jy in daai kar klim, en jou das is af, 007, tydboot, weg is ons. Periscope kom op Woensdag vir bid hier, Bybelstudie, weer af. En dan Sondagoggend, môre broer, môre suster, dag sê, môre dominee, môre.
Dis fyn as jy so wil praat, maar dan wil ek jou donderdag hoor by die huis. Mamaitjie, maak vir papa 'n koffietjie daar. Want as jy so wil praat, fyn, Pel, maar dan praat ons die hele tyd so. Ons lag nou en ek traai dit lig hou. Want dit is nie 'n maklike vraag om te vra nie. Dit is nie 'n maklike plek, want dit is 'n self-check. Dis reality check tyd. Van die jonger ouens het minder godsdienstblootstelling gehad. Die ouer bulle in ons midde. Dis al wat daar was. Daar was nie happy clappy nie, daar was nie ouens met gitare voor die Pel. Gesangboekies, sit, jy staan, jy hoedens op die kop, houtbanke. Yes, wag, ek gaan eers vertel, nee. Ek kom uit die Dopperkerk uit, en daar was 'n oom. Dieselfde oom Herman Uys het hy vertel van hierdie storie. Hy sê sy Pel is 'n dominee, nie beroep, ook iewers in die Vrystaat, Pel, daai boere sit so ingelid. Van kakie tot toetingkakie, daar sit hulle. En hy gaan nou sy eerste, wat moet sy eerste boodskapjie bring? Ekskuus? Die intreepreek. Ja, so 'n mooi naam daai, intreepreek. Hierdie is my intreepreekie by julle in die eerste meeting. Dis 'n voorreg, dankie. En hy sê die oom heel voor, die hoofouderling, is die grootste wit mens wat hy ooit gesien het. Daai ou sit hom, hy is massive. En langs hom so klein tannietjie. Sy sit daar met 'n handsakkie. En ook sien, sy bly net stil. Waar bly jy? Jy bly stil. Maar as nou diep winter in die Oos-Vrystaat Pel, en daai oom se lippe is droog. En die ou sê hy preek en hy gooi, maar hy probeer oogkontak maak met die manne. En sorry, hy lag my uit joke nie, maar en hy sien die oom stamp die tannie so. Lapaard. Hy sê tannie, handsakkie is oop, by jou chom is Dopperkerk, jy kyk voor jou. Jy gaan so met jou hande, dis als jy hou jou so. Die van julle wat nog nie 'n Dopperkerk was, jy sal nie verstaan nie, maar dis iets om te sien. 'n Doppertannie kan hierdie endeurings oopmaak sonder jy dit hoor. Dis 'n skill, Pel. Dit is jare se skills. En sy is hier in die handsak en sy het hom. Sy maak oop en sy draai hom so uit en sy stamp terug en sy gee so en hom vat so en hy smeer en hy gee terug. En op daai oomblik is daai dominee afkyk na hom. Toe die tannie al bloedrooi. Lipstick. Maar daai man het ruim gegaan. Hy het hom onder die neus deur, hier onder die kennebak. Daar sit hy met hierdie rooi bek, hy lyk soos 'n clown. En hierdie dominee chom, ek weet nie hoe hy sy pause gehou nie, maar hy sê toe hy daar klaar maak en hy met oom Frik gaan praat het. Sê van oom, jy wil dalk net gaan badkamer toe gaan. Maar anyway, skus, ek wil sorry. 1 Korintiërs 5 vers 34. Ons moet ophou speel. Kyk, ons gaan 'n bietjie aan. As jy weet wat jy weet, jy glo wat jy glo. Onthou, daar's van julle hier wat kan lees en skryf. Daar's 'n bil daar buite op die straat wat nie kan lees of skryf nie. As jy nie lees of skryf nie, is jy beter as hy. As jy die skill nie use nie, dan is jy mos op sy level. Is ek reg? So, nou dat jy weet wat jy weet, jy glo die woord, jy's 'n self-proclaiming son of God, die woord is jou waarheid, awesome. Maar nou speel ons. Want ons het nou gesê, ons is in kruis, né? Na die kruis. Ons het daai luxury van kruis. 1 Korinte 15 vers 34. Ek gaan nou die TPT uitlees. Dis my verskriklike mooi vertaling. So stop fooling yourself. Evil company will corrupt good morals and character. Come back to your right senses. Come back to your right senses. And awaken to what is right. Wat is ons reg? Wat is ons noord, ons geestelike noord? Die woord. Is ek reg? Okay. Repent from your sinful ways, for some have no knowledge of God's wonderful love. You should be ashamed that you make me write this to you in this way, sê Paulus. Hy trap daai kerk uit, want in hierdie konteks, in Korinte, wat so goddeloos was die kerk goddeloser.
Die sondes in die kerk was erger as die sondes op straat. Hoekom dien ons God? Hoekom het ons Jesus aangeneem? Om hemel toe te gaan. En nou geloof sterkte te maak. Ja, om soos Jesus te word, seker reg. Die voorreg van 'n ewigheid in die hemel is vir my een van die awesomeste byprodukte van die kruis. Yes, hier is ons uitbestemming nie, maar is jy nou in die hemel? Van ons is so heavenly minded, earthly no good. Heavenly minded, earthly no good. Ek is nou hier tussen julle. Ek moet 'n Boeta wees vir jou. Ek moet Jesus, ek moet die beste weergawe wees van Jesus wat ek kan wees vir jou. Om jou te ondersteun. Dis kerk, dis gemeenskap. So as ek lyk, ryk en proe en is soos die wêreld, hoekom gaan jy my God aanbid? Staan julle uit teen Middelburg? Daar waar jy in jou werksplek is, staan jy uit of lyk jy soos die ander bulle? Weer 'n voorbeeld van plaas. Daar's baie bulle op 'n plaas, maar daar's een stoetbul. Hy staan uit, want hy is die hoofbul. Hy is die teelbul. Vir 'n rede. Nou dink jy jy's in daai engineering shop, of by daai hoërskool, of by daai, wat ook al se job jy doen, dink jy jy's daar per ongeluk? Of dink jy nie in God se grootheid, en sy almag, voor die eerste dag begin het nie, het hy reeds beplan, dat Dion gaan daar wees, Alwyn gaan daar wees. Ek sit my boetie, my seun daar, ek sit my seun daar. Hoekom? Om Jesus te wees, vir die mense. To be a Christian, Christ-like. Net so 2 stappies terug, as my fondasie nie reg is nie, hoe gaan ek dit reg kry? Want Pel, jy gaan daai dominee preek vir jou warm op 'n Sondag. Jy het spoed op Maandag, jy het nog so 'n bietjie spoed op Donderdag, Dinsdag, maar hier teen Woensdag is jy soos 'n 308 op 700 meter. Die voete is klaar. Wiele is op. Eksterne motivering hou net 24 uur. 'n Interne keuse dra jou vir ewig. Dis kom die Here vir my gesê het, ek moet met julle vandag praat oor hierdie ding. Wat glo jy? Wat dink jy? Waarop staan jy? Want dan is alles wat jy gaan face irrelevant. Dis maklik. Dis maklik. Want as jy verstaan jy face vyand sonder krag, easy fight. As jy verstaan hoe jy moet bid, maklik. As jy verstaan siekte mag nie hier wees nie. Mag nie hier wees nie. Nie van, jong, dis winter. Ek kan nie onthou wanneer laas my kinders in neuse geloop het nie. Ek kan nie. En hulle hardloop kaalvoet sonder baadjies in Pretoria. Pretoria is nie so koud soos by julle nie, maar dan sal ander ma's vir my kinders sê, "Ooh, trek jy dan 'n baadjie?" Dan kyk my kind hulle so en sê, "My pa sê dis nie nodig nie. Ek kan nie siek word nie." My jongste Lily, sy's 'n klein rubberballetjie. Sy loop nou eendag in die huis en hoor ek haar. Ek sê van, "Wow, kom hier. Wie het vir jou gesê jy mag siek wees?" En sy kyk so van, "Koppie val so kant toe." Niemand. 5 minute later, neus opgedroog. Want haar realiteit is die woord. Want ek het Jesaja 53 vers 5 soveel keer oor hulle gespreek. Want die woord is my realiteit. Ek weet dat ek weet dat die duiwel weet, ek weet, daai ding is waar. So die Bybel praat van melkfase, weet, ons moet wegkom van melkfase. En dan wil ek vir jou Galasiërs 3 vers 13 lees. Christ purchased our freedom. Galasiërs 3:13. Christ purchased our freedom, redeeming us from the curse, the doom of the law, and its condemnation, by himself becoming a curse for us. For it is written in the scriptures, cursed is everyone who hangs on a tree, is on a tree. So Jesus het gekom om jou vry te koop van die wet, die vloek van die wet. Dit sluit armoede in, dit sluit siekte in, tekort in, verwerping in,
leuns in, verslawing. Weer eens, jy kan net aan jou neus rondgelei word as jy nie weet wat die waarheid is. As jy vandag besef dat Jesus het jou skoon gewas, Jesus sit op die troon, die vyand is oorwin, die fight is verby, hoe gaan ek, of hy, of die vyand jou verder in die neus kan rondlei? So ek wil wragtig hê, jy moet net so 'n bietjie introspeksie vat vandag, en net gaan seker maak, wat glo jy? Moenie op 75 kom, op 'n mannekamp, waar daar ou voor jou staan, dat jy vir hom sê, ek sal vir 55 jaar, 60 jaar in die kerk, ek weet nie eers wie ek kan bid nie, ek weet nie wat ek glo nie. My hart vir jou is dat jy nooit daar sal kom. En laat ons fokuspunt altyd die woord sal bly. Die woord van God. Oom Angus is lief om dit te sê. Elke liewe probleem wat jy ooit sal kan face, daar is 'n antwoord aan daai Bybel. Jou voorbeeld Jesus het gewandel soos 'n mens, soos ek en jy. Wie weet, hy het op die water geloop as 'n mens. Hy het sy godheid opgegee, mens geword. Hy het daai gedoen as 'n mens. Die woord sê, tested in every way as we are, but without sin. Daar's niks waartoe jy nie na Jesus toe kan hardloop en sê, Papa, ek sukkel. Ek sukkel. Nou ek myself is net 'n baie praktiese mens. As ek in 'n winkel instap en ek het 'n probleem, ek stap verby die kassier, verby die vloerou, ek stap daar agter is 'n kantoor. Daar sit gewoonlik 'n manager daar. Maar haal ek hom so aan sy hempie uit, kom kyk gou hierdie goed wat jy aan my verkoop het, dit werk nie. Kom help gou vir my. Ek gaan direk na die bron toe. So as ek vashak op iets, kamer toe, selfoon af, bære die goeders, maak die noise stil, sê, Papa, ek verstaan nie, wys my. Maar as ek nie weet wat ek glo nie, sal ek nie eers die probleem kan identifiseer nie. Amen? Ek wil nog so een konsep by jou los, aangaande dit. Op 'n praktiese noot. Ek like dit om prakties af te sluit. Dat jy actually iets het, 'n tool om mee te gaan. Wat het ons vroeër gesê? Waar is lewe en dood? Die mag van die tong. Het Jesus in die wildernis, ek wonder of ek daai konsep met julle gou moet deel. Toe. Het Jesus in die wildernis gedink, dit staan geskrywe, en toe gaan die duiwel. Hy het gesê, korrek oom, hy het gesê. Want Jesus self weet wat die krag van die woord is. Nou jou mond kan lewe en dood creëer, so stem ons saam. So dis hoe kragtig jou mond is. Wat as jy nog die woord van God koppel aan daai tong? Sê vir my, hoe gaan dit nie werk nie? Sê vir my. In die week vra 'n oom my, ja maar, hy praat woord, en dan sien hy dit nie noodwendig nie, en dan sê hy net een verkeerde blerrie ding, dan sien hy dit. Wat sê Romeine 12 vir ons? The cares and systems of this world, behoort hierdie wêreld aan Jesus? Nee my chom. Nee, dit doen nie. Jy is so omring met negativiteit, en met mislukking, obviously, as jy jou tong aan dit koppel, gaan jy dit vinniger sien, gaan vinniger manifesteer. Want sekere goed vat tyd. Gaan sit nou, wat's lekkerder, 'n McDonald's burger of lamsbout? As ek nou McDonald's gehoor het, pel het ons probleme gehad. So klappe sou gevlieg. Ek is daai ou, ek is daai pastoor wat hande gooi. Hoe lank vat 'n lamsbout? Hoe lank vat 'n burger? Sekere goed wat lekker is met 'n werd, vat net bietjie langer. Here, ek wil 20 miljoen rand hê, ek wil in Mpumalanga skit vir jou. Great. Dink jy 20 miljoen rand gaan net so? Jy sukkel huidiglik om jou 20.000 rand te manage. So wat gaan 'n goeie vader doen? Hy gaan sê, right boeta, shop, 100% op die 20 miljoen, maar ons leer jou gou werk 20.000. Dan leer ons jou werk 50.000. En dan leer ons jou werk 100.000. Dan haak jy so bietjie op 100 en dan ook, kos gaan so 89 toe, kos leer jy gou daar, shop, okay, jy het hom geleer, kos gaan 120 toe, 150 toe. Ek het 3 seuns, John.
En ek hou van skiet, so ek het 'n paar guns. So baie nie. Nie so baie nie. Ek het 'n paar. My jongste seun, langs besig. O my magtig. So ek dink hy lewe in sy wêreld. Kom na my toe, pappa, daai revolver in die kluis, daai 44 Magnum. So silwer een met 'n swart grip. Wat sê kans? Ek sê no. Ek kry sy sin eers klaar gemaak. Ek sê no. Hy is so verontwaardig. Hoekom? Ek sê want jy kan nie jou bed opmaak nie. Wat het dit met 'n gun uit te waai? Verantwoordelikheid. Maak dit sin? Here, gee my 20 miljoen rand, ek wil in Mpumalanga skit vir jou. Maar jou 10 is nie op datum nie. By jou lokale kerk. Maar laat jy gesaai. Maar laat jy first fruits gegee. God het nie 'n probleem met chom. Ek het fisies geld al sien manifesteer. Out of thin air. God het nie 'n probleem om geld te gee nie. Glad nie. Hy wil nie jou siel verloor nie. Wie wat kom saam met geld? Probleme. Baie. Rokke, rande en roem, wel. Daai goed het hulle 'n paar manne van God gesing. So as lewe en dood in die mag van die tong is, en God se woord is die ultimate nuclear force in die heelal. Hy sê, hy hou die hele heelal in toom met die mag van sy woord. Dis hoekom Venus en Mars nie mekaar vascrash, want God het gesê. Nou as daai woord so kragtig is en krag dra, hoeveel van julle, net vergeet jou lewe, ek gaan graceful wees teenoor jou, ek gaan nice wees. Die laaste 7 dae, hoeveel woord van God het jy oor jouself aangaande finansies gespreek? Oor jouself. Een skrif, 2 minute, 5 minute. Want ek vra ons, bid jy? Ja, bid baie. Ek sê, hoe baie? Nee, baie. So vir jou voel dit baie. Tel op. As jy in 'n ure week by mekaar kan bring, wel dan. Ek beloof jou, min mense bid 'n ure week. Min. Kyk, jy sit daar en jy gooi pel. Jy stook daai stofie en jy gooi, is warm. Die Here weet. Die duiwel weet jy's besig. En dan so 5 minute later, jy voel 'n uur, is 5 minute. Wie het al daai gevoel? Ja, kom hou lieg. Steek jou hand op as ek jou vraag. Man. Hierdie week, hoeveel woord oor van finansies het jy oor jouself en jou toekoms gespreek? Filippense 4:19. Maklikste wat ek jou kan leer. Daar's baie. Hoeveel skrif oor finansies? Kom ek vang julle met 'n ander hoek. Wie is ernstig oor finansies? Wie wil wen oor finansies? Wie wil Mammon se baas wees? Okay, hoeveel skrif oor finansies is in die Bybel? Baie. This guy. Jy kan vir die Springbokspan op sê. Ek kan vir sê wie die laaste 6 World Cups gewen. Hoeveel boeke is in die Bybel? 66. Wie min mense weet dit? Hoeveel skrif is daar oor finansies? As jy ernstig is, want ek is ernstig. Ek het dit gaan swat. En daarom is finansies nie meer, en dit moenie proud klink nie. Ek sukkel nie meer met finansies nie. Want ek het daai ding in die bed gesit. Genesing. Ek kom uit 'n sieklike familie agtergrond uit. Ek was wel 'n diskem. Ek raak mal aan daai plek. Dit frustreer die rook uit my. Daai pille. As die woord van God waar is. So ek het besluit, se gat, ek, my vrou, my kinders, ek gee om wat my buurman, my skoonboetie, my sussie, hierdie huis, ons sal die Here dien. En ek het eienaarskap gevat oor my huis, en ek sê, right, Jesaja 53 vers 5, boom, getatoeëer op my hart, ou. Kan my nie oortuig nie, kan nie. As 2480 skrif oor finansies in die Bybel, hoeveel ken jy? So. Ken jy 10? Ken jy 20? Ken jy 30? Want met wat skuif ek hierdie berg van finansies? Met Opinie 3 vers 3.
Gaan nie die kaas koop nie, Pel. Beloof jou. Ek het probeer. Jy skuif daai berg met die woord van God. Jy kap daai Goliat se kop af met die woord van God. Berg van siekte, berg van finansies, jou huwelik, mag dalk by die rotse wees, is nie te laat nie. Is nie te laat nie. Is nooit te laat nie. Jou kind sit dalk in rehab, dis nie te laat nie. Jou broer is dalk in rehab, dis nie te laat nie. Ons aanbid 'n lewende God. Vir hom is niks onmoontlik nie. Al wat hy kort is bereidwillige seuns om te gaan. Want om by die huis te sit en te sê, Boeta, ek bid vir jou, draai jou op, bid vir jou, bid vir jou, broer. Dis nog iets wat my mal maak, ek sal so op die zips kom. Jy my sê, jy weet, as een van jou vriende, of iemand wat hy ken, of as iemand in jou gemeente wat siek in die hospitaal is, en jy het nog nie almal soontoe gery, met olie, en gaan salf en bid nie. Ja, is dit 'n WhatsApp groepie, broer? Koop 'n pot vaseline. Want dit help nie. Jy skuif nie daai berg so nie. Wysheid, autoriteit, salwing. Hoeveel skrif het jy hierdie week oor jouself gespreek? Omdat daar zero produksie is want jy het zero gedoen. Die oomblik wat jy daai skrif spreek oor jou lewe, kan dit nooit ooit jou toekoms verlaat nie. Want die son sal vergaan, die aarde sal vergaan, maar my woord sal nooit vergaan. So het jy opinie 3 vers 3 oor jou finansies gelons hierdie week? Dan maar die mark, die ouens van die markte sê dit. En die ekonome sê dit. En Trump het nou weer daar met 'n hangglider in een of ander gebou vasgevlieg. Daar is die dollar weer in sy kanonne. Die petrolprys R33. Die Here sit op sy troon. R33 per liter. Wat gaan ons doen, Gabriel? My vriend, weet ons wie ons aanbid? Toe dit opgaan na 25ste, nee, toe sê iemand vir my, gaan maak vol, dit gaan weer opgaan. Ek sê, ek wag, laat dit weer opgaan. Ek ry daai bakkie vir my pel, hy begin so, stoot hom amper tot die garage. Ek klim maar uit. Nou Simon kom na my toe. Hola Lani. Ek sê, Simon, full up. What? Full up. The good one. Hy sê, 10 ppm. Ek sê, gooi vol, papa. So ek voel soos 'n chic, toe ek daar staan. Die Peter nog nie stap so verby en kyk na daai nommers. Hy sê, hey, this guy is rich. Want weet jy wat? Daai petrolpryse gat ook. My bron hardloop nie uit nie. En hoekom kan ek so kokkie wees daaroor? Want ek staan op in die oggend en ek spreek woord oor my finansies. Ek spreek woord oor my huwelik. My vrou is happy. Met my. Want ek sê vir haar in die gees, jy's happy. Sy hoef nie rond te loop nie, hoef nie rond te kyk nie. Al haar behoeftes is voorsien. My kinders is gesond. Die omgewing waar ek lewe is in harmonie. Want die woord van God werk. So 2 goeders. Ek gaan nou klaar maak, want ek sien van julle begin al so dip. So ek hard praat, dat jy jou wakker maak. Dan kan jy weer 'n bietjie slaap. 2 goed. Wat glo jy? Gaan settle dit, boys. Gaan settle dit. Al vat dit jou, gaan ry 'n naweek weg. Sê vir mamma, ek is lief vir jou. Nee, is my mamma nie. Punt. Ek wys net by iets nie. Nie waar nie. Ek speel nie vir die biller ek nie. Relax. Ek en Brennan werk ook saam. So ek gaan nou aangaan met die storie. Nou oorreed hierdie jong mannetjie wat so fiks is my. Ons moet nou 'n Hyrox saam doen. Ja. Nou wie van julle weet wat Hyrox is? Nou dis soos ja. Anyway. Daar is so stigma aan dit. Dis bietjie sag. Sê ek vir hom chom, ek glad nie bekommerd oor dit nie. Dis nie die sagste ding wat ek al ooit gedoen het nie.
Hierdie ou se oor ek so. Ek sê ek het vir die Blou Bulle rugby gespeel. Anyway. Jy sê vir jou vrou, ek sien jou maandag. Wat gaan jy doen? Ek sê ek gaan 'n paar goed settle. Jy hoef nie te ry nie, as jy 'n gebedskamer het, as jy 'n garage het, as jy 'n Wendy huis het. Sorg dit uit, ou. Sorg dit uit. Of as jy fyn om nog 'n jaar so aan te ploeter. Wie wil wen? Wie wil nooit weer siek wees? Wie wil voor 'n bose gees staan en sê gaan? Oor hy wat in jou is. Wie wil 'n effektiewe seun van God wees? Begin die woord van God aktiveer in jou lewe. Gaan settle wat jy glo. Maak seker is skriftuurlik. Sit dit in jou hart. Wat het Dawid gesê? Dis in my ingewande. Dis in my ingewande. Daarom kom 'n leeu, chom. Hey, nie Boksburg dieretuin leeu nie. Leeu, lauw, is 'n lauw. Hoe lyk 'n lauw? Lyk honger. Hoe lyk hy? Lyk honger. Regte leeu, chom. Met sy hande. Ek carry 'n 9mm. Dit sal nog steeds taal wees. Met sy hande. Hoekom? Because he settled in his heart. Kom 'n beer. Service hom. Kom 'n 7 voet 5 onbesnyde Filistyn. En hy hardloop na hom toe. Hoekom? Want hy's lekker stupid. Nee. Hy het agter in die klas gesit. Nee. 13 jaar oud, rooi koppie met sproeter. 10 toe aan 'n buite-egtelike kind wat weggesteek word in die veld. Gaan kyk sy storie, chom. Want as die profeet kom salf en jy moet jou seuns bring, dan bring jy al jou seuns. Is ek reg? Ja. Hoekom word hy in die veld weggesteek? Gaan vat kos vir sy boeties en hy hoor hierdie ding skree en hy vloek sy pappa. Hy sê, wow. En al die karate experts en MMA fighters en selfs die Israeliete wat geheiroks het, was ook daar. Almal was daar, die eisters van die eisters in die Israelitiese kamp. En almal het net so gestaan en kyk. Want hulle het nie gesettel in hulle hart dat die God wat hulle aanbid, die waaragtige God is. En Dawid was so uitverkoop tot die woord van God en tot sy posisie as 'n seun van God. Hoekom het hy 5 klippe opgetel? Dink jy hy kon nie gooi nie? Hy wil 4 in die pyp los vir backup. Wie weet hoeveel boeties het Goliat gehad? Vandag, wipe ek jou lineage van hierdie aarde af. Dan gaan jy laat armoede vir jou blaf in die vallei uit vir ewig. Of gaan jy vandag sy kop afkap? Gaan jy laat siekte op jou skree uit die vallei uit vir nog 'n jaar? Of gaan jy sy kop afkap? Vraag is vir jou. Want wat kan God nie doen nie? Wat kan God waaragtig nie doen nie? Kan nie lieg nie. If he says it, you'll do it. En al wat jy doen is, jy herhaal sy woord vir hom. Wat moet God eer? Hy moet sy woord eer. Jy moet net staan. Jy moet net staan. Amen? Amen. Amen. Boys, dank vir julle tyd. Vergeet van my stem. Sit jou op Jesus, sit jou op die koning. Geen mens kan enigiets vir jou doen nie. Ons moet gewoond word dat ons norm Jesus is. Ons moet gewoond word om op te hou rondkyk vir hulp en net te hardloop na pappa toe. Wees daai klein kind by die speelgrond wat geboelie word, wat net reg het na sy pappa toe hardloop. Problem solved. So ek wil dit nie emosioneel of enigiets maak nie, maar hier's van julle wat sit met serious challenges, serious finansiële challenges en fisiese siektes. Ek kan dit sien in die gees. En ek wil vandag bid saam met julle. Net op hy staan. Gaan nie hande op jou lê nie, niks nie. Is nie nodig nie. Maar ek wil jou uitdaag. Bring alles. Moenie iets nie bring nie. Want dit wat jy bring, kan God vir jou wees. Jy is nie gebou vir daai fight nie. Dis nie jou mandaat nie.
Maak vandag klaar met daai goeders. Sit dit in die bed. Daar waar jy staan, sit jou oop die koning. Dankie Jesus. Vader, in die naam van Jesus, die naam bo elke ander naam. Die naam onder wat elke knie buig, die knie van armoede, die knie van siekte, die knie van tekort, van verslawing. Jy buig in die naam van Jesus vandag jou knie. En Vader, elke situasie, U weet wat aangaan in almal se lewens. Elke liewe situasie bring ons nou na die troon van genade toe. Just one touch from the King changes everything. En Vader, in die naam van Jesus bid ek, dat Heilige Gees U sal begin werk in elke situasie. Waar daar genesing kort, Here, onmiddellike genesing. Here, waar die finansies situasies is. Ek bid, Here, dat U die deure sal toemaak wat moet toe wees en oopmaak wat moet oop wees. Daar's kontrakte wat moet kom waarvoor jy al lank wag. Ek sien daai kontrakte. En dit herinner my aan Daniel wat gevas het vir 'n antwoord. En toe die engel by hom kom, toe sê hy, ek is al dag 1 gestuur. Ek fight al vir 22 dae om by jou uit te kom. Ek stuur engele om daai mag van Satan te breek. En daai houvas te breek wat jou kontrak terughou. Onthou net om God die eer te gee. Here, ek bid vir huwelike. Dat daai vlam weer sal brand. Maak saak hoe oud hierdie huwelike is nie, Here. Jonk, oud, maak nie saak nie. Dat daai passie sal begin brand. Mekaar weer sal lief hê. En Here, dan bid ek vir elke liewe boeta wat hier staan, sy verhouding met U. Daar waar ons willens of wetens, onwetens, maak nie saak nie, ons gesig weggedraai het. Soos hy sê in Openbaring, I have this one thing against you, you have left your first love. Ons bely en vra vergifnis. Waar ons rug gedraai het op verhouding, en gesettel het vir werke, en vir godsdienst en tradisie, vir ons vergifnis, Vader. Ek bid vir 'n totale restaurasie in verhouding met U. Oop deure. Jy staan daar, dit voel vir jou of jy die ceiling vasbid. Ek breek daai leuen van Satan oor jou lewe. Want jy aanbid God Immanuel. God met jou, by jou, om jou, in jou, deur jou. Here, daai passie vir ons, wat ons vir die koninkryk gehad het, soveel jare terug, ek bid dat daai vuur sal brand en ons sal consume. Laat revival binne ons begin. Laat ons fokus die koninkryk sal wees. Siele, ewigheid. Sal ophou speel met die tydelike. Hierdie is nie ons eindbestemming nie. Ons is op pad huis toe. Maar tot ons daar kom, sal ons soveel skade maak soos ons kan. Dat die koninkryk gebou sal word op 'n daaglikse basis, deur die hande en voete van my boetas voor my. Wat U ons sal gebruik, Here. U vra in die woord, whom shall I send? Ek steek my hand op, I'll go. Send me, Lord. Ek bid vir jou, vir verligte oë van jou verstand, jou geesore oop sal wees, jou hart sag en ontvanklik vir die Heilige Gees sal wees. Laat die woord van God so vrugbare wortel skiet in die saadbed van jou hart, dat jy sal vrug dra en vrug dra en vrug dra. Dat elkeen van julle wat hier staan, kop en skouers oor die res van die mense om jou sal staan, oor die God wat jy aanbid. 'n God van meer as genoeg, 'n God van oorwinning, 'n God van liefde, 'n God van aanvaarding, 'n God van kompassie. Ek spreek lewe oor julle. Ek verklaar dat elke plan
assignment, opdrag en manoeuvre van Satan oor julle gebreek is. Hy is ontbloot en jy sal hom sien vir wie hy is en hoe swak hy is. En jy sal nie meer in jou neus rondgelei word deur sy leuns nie. Van vandag af sal die Heilige Gees jou herinner en jou op lyn hou. Al wat jy moet doen is luister en doen. Here, dis my gebed vir my boetas. Ons maak U naam groot, Vader. Ons kan dit nie doen sonder U nie. Ons geen vermoë in ons fisiese kapasiteit om dit te doen buite U nie. U is waaragtig ons begin, U is waaragtig ons einde. En Here, ek bid, soos U woord sê, dat U woning in ons sal maak. Ons sal lewe deur U, in U, en as gevolg van U. Totale fokus, die koninkryk, die koninkryk, die koninkryk, die koninkryk. Siele, siele, siele. Ons eer, Heer. Koning Jesus, dankie vir die prys wat U betaal het, sodat ons kan vry wees. Ek verklaar ons vry op grond van die prys wat U betaal het. Op grond van die kruis van Golgotha, die bloed wat gevloei het. Seun van God, hoor die woord van die Here, jy is vry. No more guilt, no more condemnation. Stap weg van die leuen van Satan, dat jy is skuldig. Stap weg, dis 'n leuen. Heilige Gees, ek bid dat ons altyd spasie sal hê vir U. Dat ons nooit U sal blus nie. Dat ons altyd 'n platform vir U sal kan wees om mense aan te raak. That we will be carriers of the presence of God. Dis die Heilige Gees. Here, ek bless hulle in Jesus naam. Amen. Amen. Kom sing 'n song saam, boys.